Die burger het vanoggend 'n artikel gedeel wat sê net 1 uit 3 kan lees in graad 1. En dit het omtrent 'n storm op sosiale media veroorsaak. En as jy na die kommentaar gaan kyk en na die reaksies gaan kyk, dan sien ons dat dit 'n landswye probleem is. Daai wil ons nie hê moet gebeur nie. Ek gaan hom net so skuif. En vandag gaan ons dus gesels oor Tippie. En Tippie in die klaskamer. Ek is mal oor Ena se beskrywing, klaskamer klets. Dit sê so lekker met al die k-klanke. Maar ek dink ten spyte van ongelooflik baie probleme wat ons skole, ons klaskamers, ons onderwysers en ons ouers in die gesig staar, is daar 'n stelsel waarbinne ons moet werk. En ongelukkig kan ons nie noodwendig die stelsel van bo af ondertoe verander nie. Maar saam met Tippie kan jy 'n verskil maak vir jou kind, jou kleinkind, vir die kinders in jou klas en vir die kinders in jou skool. En dit is waaroor ons vandag so bietjie meer gaan gesels. Ek dink heel eerste is dit belangrik dat ons kyk en fokus daarop dat taal berus op woorde, woordeskat. Daar moet gedeelde betekenis wees vir kinders om taal te kan verstaan. Ongelooflik baie van ons kinders in Suid-Afrika is taalarm weens verskeie redes. Baie van daardie redes is sosio-ekonomies. Daardie sosio-ekonomiese redes is nie net beperk tot ons klein landelike skole of tot ons armer skole nie. Hierdie taalarmheid van ons Suid-Afrikaanse kinders kom ook in ons baie gegoede skole voor. Ouers wat werk en ouers wat nie werk nie, het 'n impak. Ons kinders se akademiese taal verskil in so baie gevalle van hulle huistaal of hulle moedertaal. Dit sal fantasties wees as elke kind in hulle moedertaal onderrig kan word in die grondslagfase en ook in die laerskool. Maar daai se droom en dit is nie noodwendig iets wat ons gaan regkry nie. So ek dink heel eers moet ons dink aan taal en wanneer kinders dan taalarm is, wat ons daaromtrent kan doen. En 'n groot deel daarvan is woordeskatontwikkeling. Lees berus op klanke. Die artikel wat sê 1 uit elke 3 graad eentjies, so na die einde van kwartaal 1 toe, kan nie lees nie. Ek verskil daarvan. Die graad eentjies leer nog om te lees. En dit beteken nie hulle kan nie lees nie. Dit beteken net hulle leer nog om te lees. Maar lees berus op klanke. Klanke kennis. 'n sintetiese klankbenadering en dit vorm deel van die wetenskap van lees. In die grondslagfase leer kinders om te lees. Graad eentjies, hierdie tyd van die jaar, sukkel nie om te lees nie, hulle leer nog om te lees. Maar graad eentjies gaan sukkel om te leer lees as hulle nie voldoende klanke kennis het nie. En ons gaan nou by daardie belangrikheid van klanke kennis stil staan. So reg deur die grondslagfase, graad R 1, 2 en 3, leer kinders
om te lees, sodat hulle in die intermediêre fase kan lees om te leer. Maar die boustene vir lees word vasgelê oor daardie 4 jaar periode in die grondslagfase. Wat is leesgereedheid? Leesgereedheid vir ons en vir hoe Tippie saamgestel is met die verskillende vlakke, is die voorvereiste klankekennis. Wat beteken klankekennis? Klankekennis beteken A, B, D, E, en nie die ABC nie. So wat nou? Wat as kinders nie hulle letterklanke ken nie? Dan sê ek en Tippie, stop, gaan terug na die boustene toe, na klanke wat 'n voorvereiste is, voordat 'n kind begin leer om te lees. Maar ek wil net so vinnig bietjie terugstaan. In 2010 het ek as 'n remedierende terapeut in 'n privaat praktyk gewerk en ek het verskriklik baie verwysings gekry van skole af en van ouers af wat gesê het, my graad eentjie sukkel om te lees. En toe ek hierdie kinders begin assesseer in my praktyk, toe sien ek hierdie kinders lees op 'n ouderdomstoepaslike vlak. Dit wat die kinders moes lees, was egter nie volgens ontwikkelingsbeginsels of ouderdomstoepaslik geskryf nie. Van die woordeskat wat daardie graad eentjies moes gelees het in 2010, was woorde soos verjaardagpartytjie, uitnodiging, verrassing. Die ander ding wat regtig nie vreeslik goed gewerk het nie, was dat die karakters in daardie boeke was baie stereotypiese karaktertjies gewees. Baie Suid-Afrikaanse kinders kon nie met die karakters identifiseer nie, want die karakters het nie soos hulle gelyk nie. Die karakters was oudtydse illustrasies gewees, dit was nie kleurvol nie. En dit is waar Tippie vandaan kom. Tippie en sy maats is dierekarakters met menslike eienskappe. Maar hulle is dierekarakters om daai fantasie en verbeelding in te bring, maar ook sodat hulle vir elke kind kan wees wat 'n kind nodig het vir hulle om te wees. Niemand word uitgesluit nie. In terme van kultuur was daar ook groot kultuurverskille tussen of vir 'n Suid-Afrikaanse kind, omdat so baie van hierdie boeke uit Engels uit vertaal was. So die inhoud van die stories was nie dinge wat Suid-Afrikaanse kinders daagliks ervaar nie. En na aanleiding van hierdie assesserings, waar ek besef het dat dis nie die kinders wat sukkel om te lees nie, dit is die leesmateriaal wat nie geskik is nie, is Tippie gebore. Daar was 'n behoefte aan progressiewe lees- en leermateriaal. Ons is 'n ma en dogterspan wat saam begin skryf het. Saam het ek en Josie Palmer, my ma, 47 plus jaar onderwysondervinding. Tippie word geskryf deur juffrouens vir juffrouens. En my ma het 'n jeugdroom gehad, dat sy eendag kinderboeke sou wou skryf. Daar is voortdurende groei en ontwikkeling vir Tippie. In 2014 was die eerste
8 boekies gepubliseer. En daardie groei hou Tippie ook lewendig. Daar is 2 van die artikels. Jy kan op Facebook gaan loer op Tippie se Facebookblad. Jy kan daar saamgesels. Maar die gevolgtrekking hieruit is dat ons sit met 'n stelsel en dat die stelsel dit bitter moeilik maak. Dinge soos groot klaskamers. Die feit dat daar nie geskikte leermateriaal of leesboeke is nie. Die meeste skole het die laaste keer in 2011 van die Nasionale Onderwysdepartement af leesboeke in groot maat ontvang. Ek weet van baie skole wat koekverkope hou sodat hulle nuwe leesboeke kan aankoop. Maar dan ook, wanneer ons gesels oor lees, moet ons onthou, lees bestaan uit 3 tipes lees. Voorlees, saamlees en selflees. Die selflees is nou ons graad eentjies wat begin leer om te lees. Maar voorlees, saamlees en selflees staan nie apart van mekaar nie. En daardie 3 vorm saam die belangrike deel van lees. Maar Tippie het al in 2014 anders gedink oor leer en lees, want ek het die daadwerklike behoefte in my privaat praktyk gesien. Tippie dink anders, want kinderontwikkeling het dieselfde gebly. Ons verwagtinge, die kurrikulumverwagtinge van kinders, het met verloop van tyd verander. Kinders moet nou baie meer uitkomstes bereik. Juffrou moet daardie uitkomstes so vinnig deurdraf. Maar kinders is nog steeds eers op spesifieke fases en stadiums regtig leer gereed. As ons in Finland gebly het, het ons kinders eers op die ouderdom van 7 begin leer om te lees. Die realiteit is, ons bly nie in Finland nie. So ons moet anders dink. Kurrikulum, ons nasionale kurrikulum, die KABV, skryf voor wat kinders moet leer, maar nie hoe kinders moet leer nie. Jy kan deel wees van die verskil deur die hoe bietjie anders te doen. Ons glo kurrikulumuitkomstes moet funksioneel wees. Dit moet betekenisvol wees. En vir my is 'n goeie voorbeeld hier die alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Die kinders leer die alfabet, maar wat beteken die alfabet? Wanneer gebruik ek en jy die alfabet? Bitter min, net wanneer ons woorde in alfabetiese volgorde moet sorteer. So, die alfabet of die klankname A, B, C is nie 'n funksionele vaardigheid nie. K, A, T, kat. Letterklanke is funksioneel, want ons kan die klanke bymekaar sit en woordjies begin lees. So, vir alles wat ons vir Tippie doen Tippie die hoe anders. Al ons uitkomstes sluit by mekaar aan, maar ons wil hê dat kinders met begrip moet kan lees. So die ander uitkomstes in die kurrikulum sluit aan by dit wat die kind lees. Geen vaardighede word in isolasie aangeleer nie. En ek gaan nou vir julle so bietjie op Curious Readers wys, hoe doen ons dit?
leer deur aktiewe deelname, leer deur te doen. Op van daardie Facebook posts het van die ouens gesê, toe ek in graad 1 was, het ek klei gespeel. Ja, ons kan nog steeds klei speel in graad 1. Ons kan met klei ons klanke bou. Ons kan met klei ons 3-letter woorde bou. En dit is waar die leer deur te doen en die aktiewe deelname inkom. Ouderdomsgepaste aktiwiteite. Ons moet altyd ontwikkelings- en kronologiese ouderdom in gedagte hou. Vir al ons leerondersteuningsonderwysers, vir ons Elsing juffrouens wat vanmiddag saamgesels, hierdie een is vir julle. As 'n kind se ontwikkelingsouderdom op 'n 6-jarige se vlak is, kan maar die kind is actually 12 jaar oud, kan ons nie met daardie kind werk soos wat ons met 'n 12-jarige sou werk nie. Ons kan nie die 12-jarige leermateriaal gebruik nie, want tussen 6 en 12 is daar 'n klomp boustene wat eers vasgelê moet word. 'n kombinasiebenadering. Ons gebruik 'n kombinasiebenadering. Ons glo dat kinders met 2 duime gebore word deesdae. So, ons kyk hoe kan ons boeke en tegnologie inspann wanneer ons met Tippie werk. Hoekom dink ons so anders? Want ons wil programmeer vir sukses. Tannie Christine Neser luister vanmiddag saam en Tannie Christine praat altyd oor wat in die brein gebeur wanneer kinders sukses ervaar. En daardie hormone wat afgeskei word, maak dat 'n kind weer wil probeer. Maar om te programmeer vir sukses, moet ons ook uitkomstes afbreek, sodat kinders sukses kan ervaar. Vlak 1, boek 1, Hallo Tippie, is baie eenvoudig. Daar is baie herhaling, maar die uitkomstes is afgebreek in klein deeltjies, sodat kinders sukses kan ervaar, sodat hulle kan sê, ek het die vlak 1 boekie gelees, en ek het dit reg gekry. Daar was 'n paar woordjies waarmee ek dalk gesukkel het, maar ek wil weer probeer, en dit is wat ons wil hê. Sukses lei tot 'n positiewe ingesteldheid. Vir Afrikaans moet ons dan ook kyk na die klankbenadering. Hoeveel funksionele letterklanke is daar in Afrikaans? Daar is 22 funksionele letterklanke wat kinders moet leer. Maar daar is 26 klanke in die alfabet. K, K, X, Z gaan ons nie gebruik om vlak 1 boek 1 te begin lees nie. Wanneer is 'n K, K, X, Z klank belangrik? Wanneer 'n kind se naam met daardie klanke begin. Daar is baie vreemde en moeilike woorde in Afrikaans, maar A, B, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, R, S, T, U, V. Daai is ons 22 funksionele klanke. En in Tippie leer klanke, Tippie se sintetiese klankbenadering, fokus ons dan ook hoofsaaklik op daardie 22 klanke. Die voorvereiste om te begin leer om te lees is klanke. 'n Terugbeweeg na klankvaslegging. Dan ook moet jy dink daaroor dat die basiese beginsels en boustene
tussen tale verskil. Engels het baie meer klanke wat gebruik word as Afrikaans. En juffrou, mamma, ouma, daar is nie iets so sigwoorde in Afrikaans nie. Sigwoorde is hoë frekwensiewoorde, woorde wat herhalend en baie voorkom. Maar met klankekennis kan ek my hoë frekwensiewoorde of my sigwoorde dekodeer. Dink aan d, t, dit, s, is, my, t. Kinders hoef nie lyste en lyste sigwoorde in Afrikaans te leer soos wat hulle dit in Engels leer nie. Sight words in English serves a very, very specific purpose. Want Engels is weird. Engels het ongelooflik baie reëls, baie phonemes en baie uitvalle of wisselforme op die reëls. So, ons glo van Tippie se kant af in 'n bottom-up approach, waar kinders met behulp van klanke leer om te lees. Dit gaan nie onmiddellik en oornag gebeur nie, maar wanneer ons 'n klankbenadering volg, kan kinders aan die einde van graad 3 enigiets lees. Vir die laaste 20 plus jaar het ons in Suid-Afrika in baie van ons skole 'n top-down approach gevolg, waar kinders op sig moes leer lees. Die PIRLS-uitslae van 2021 het vir ons gesê dat 81% van Suid-Afrikaanse kinders nie met begrip kan lees nie. 'n Groot gedeelte berus op daardie top-down benadering. Ek kan nie eers onthou wat ek gister gedoen het nie, so ek kan nie al die woorde in die Afrikaanse taal in my langtermyn geheue stoor nie. En dit is hoekom ons glo in daardie bottom-up approach. So wat beteken klankkennis in Afrikaans dan? Dit beteken as ek my letterklanke ken, kan ek bitterlang woorde dekodeer. Die, dier, diere, dieretuin, dieretuinmeer. Maar as 'n kind op sig leer lees, gaan hulle net dieretuinmeer herken. Hulle gaan nie die, dier, diere, dieretuin, tuin, tuinmeer, meer, hulle gaan niks van daai ander woorde nie, want dieretuinmeer lyk so. En dan moet hulle al die ander woorde ook leer lees. So Tippie dink anders oor leer en lees. Daar's 'n back to basics, terug na die boustene. Die boustene is berus saam met die wetenskap van lees, op fonologiese bewustheid, fonetiese bewustheid, vlotheid, woordeskat en leesbegrip. En vir alles Tippie is dit waarheen ons werk. Tippie sluit baie spesifiek aan by die wetenskap van lees of die science of reading se beginsels. Daar is 'n sintetiese en gestruktureerde klankbenadering. In vlak 1 begin ons met die kort klanke. In vlak 2 voeg ons eers
die dubbelklanke, tweeklanke en drieklanke by. Daar word spesifiek gewerk aan daai klankletterkoppeling en dit glo ons programmeer vir sukses. Daar is dekodeerbare stories met betekenis. Tippie gaan vang saam met oupa vis. Tippie het 'n kat, Tippie het 'n hond, Tippie ry trein. Tippie doen dinge wat tipiese Suid-Afrikaanse kinders doen. Tippie gaan ijskaats, maar Tippie speel nie noodwendig op die hange in Switserland in die vroeë boekies nie, want ons Suid-Afrikaanse kinders ken nie rarig van 'n skivakansie nie. Dit bou selfvertroue en vlotheid op en dan ondersteun dit ook leesbegrip. So vinnig, Tippie is is 'n trots Suid-Afrikaanse gegradeerde reeks wat fokus op die boustene. Dis progressief en dit bou op voorkennis. Die leeruitkomste soos in die nasionale kurrikulum is in die reeks ingesluit, maar ons benader dit net 'n bietjie anders. Die hoe lyk anders. Daar is geen grade op enige van die Tippie leesboeke nie. Ons gebruik vlakke. Omdat die boustene vir taal en geletterdheid dieselfde is. Ons moet begin, back to basics, begin by die begin, is Tippie geskik vir beide huistaal en addisionele taal. Local is lekker, alles word hier gedoen, en Tippie word in elke taal oorgeskryf, nuut geskryf en weer geïllustreer, omdat die boustene tussen tale verskil. Ons beweeg ook deur hierdie holistiese benadering met progressiewe vordering op elke leesvlak, sodat ons teen die einde van graad 3 ervare lesers kan hê. Kinders wat met begrip kan lees, is kinders wat kan leer en wat sal floreer. Maar nou, hoekom klaskamer klets ons vandag oor Tippie? Want Tippie wil dit vir jou makliker maak. Dit is verskriklik oorweldigend om te weet waar om te begin en of jy op die regte spoor is. Hierdie wat jy nou op jou skerm sien, noem ons Tippie cheat sheets. En hierdie cheat sheets is aanlyn beskikbaar en dit verduidelik net watter voorgestelde vlakke vir 'n spesifieke graad gebruik word en ook dan vir eerste addisionele taal en vir Afrikaans huistaal. Jy sal sien, graad 1 huistaal word se voorgeskrewe materiaal word gebruik vir graad 2 eerste addisionele taal. Want alhoewel ons daai boustene 'n bietjie later wil vaslê, wil ons nog steeds seker maak daar's 'n sterk en 'n soliede fondasie vir ons eerste addisionele taalleerders ook. Ena gaan later die skakel vir die nuwe Tippie katalogus met julle deel en binne in hierdie katalogus vir alles Tippie is daar die voorgestelde grade en dan wys ons ook vir jou hoe lyk dit binne in die verskillende boekies. Jy sal op van die Tippie boekies sien, daar is so 'n ikoon wat sê skooluitgawe. Die Departement van Basiese Onderwys se riglyne aan ons was dat hulle nie aktiwiteite
agter in die gegradeerde leesboekies wil hê nie. En die skooluitgawe verskil dus van die boekies wat jy nog altyd op die winkelrakke gekoop het, dat daar nie aktiwiteite agter in die skooluitgawes is nie. So dit was een van daardie dinge wat ons moes doen. Die goeie nuus is, vir al die vlak 1 tot 10 boeke is daar nog die ou uitgawes waar die aktiwiteite ingesluit is. Die lekker is, vir al die skooluitgawes, is ons kliphard besig om aktiwiteite te maak wat ons met jou gaan deel op Curious Readers. Maar vir alles tippie, kom dit terug na die gegradeerde leesboeke toe. Daar is 20 boeke in elke vlak. Boek 11 tot 20 is nie, en elke vlak het 'n baie spesifieke fokus. Vlak RR fokus op woordeskat en assosiasie. Vlak R fokus op ontleikende lees. Vlak 1 op die kortklanke. En daar dink ons ook weer bietjie anders. Ons konsonant samevoegings wat in die kurrikulum is, k, l, kl, dit kom uit Engels uit. Dis 'n blend. Dit dien nie dieselfde doel in Afrikaans nie. So as 'n kind klankkennis het, kan hulle meer as 3 letterwoorde lees. S, l, a, k, slak. So maar fokus op die kortklanke, die kortvokale. Vlak 2 fokus op die dubbel 2 en 3 klanke. Vlak 3 kort sinne en paragrawe. Vlak 4 langer sinne en paragrawe. Vlak 5 lang sinne en paragrawe. En Fanny Viljoen help skryf aan boek 11 tot 20 vir beide vlak 5 en vlak 6. Hierdie 10 ekstra leesboeke in elke vlak kom ook uit die navorsing wat gedoen is na die 2021 Pearls. Pearls het gesê daar is nie genoeg geleentheid vir inoefening en herhaling op 'n spesifieke vlak nie. En daarom het ons die 10 ekstra boeke bygevoeg. En nou is daar 40 gegradeerde leesboeke wat vir elke graad voorgestel word. Hoekom 40 boeke? 40 boeke vir die 40 akademiese weke, sodat kinders 'n boekeweek kan huis toe vat om te oefen, te herhaal en sodoende ook aan vlotheid te kan werk. Hierdie is ook oral beskikbaar, lekker cheat sheets om te wys watter pakkette is beskikbaar vir die klaskamer en dan vir die leerders. En ons gaan in 'n bietjie meer detail na hulle almal kyk. Afrikaans huistaal, graad 1, graad 2 eerste addisionele taal, graad 2 huistaal, graad 3 eerste addisionele taal en dan graad 3 huistaal. En alles behalwe vir die onderwysersgidse werk op vlakke. So die rasionaal, dit kom van die Departement van Basiese Onderwys af. Dit was deel van hulle vereistes en kriteria aan uitgewers gewees. En daar is 8 komponente wat in hierdie onderwysersgids vir huistaal en eerste addisionele taal, graad 1, 2 en 3,
ingesluit is. Dit was volgens baie spesifieke spesifikasies van die DBO af, omdat daar nou 'n behoefte is vir hierdie lees- en taalvaardighede holisties en eklekties te ondersteun. Daar kan jy sien hoe lyk die onderwysersgidse. Hulle is lekker dik. En ek gaan vir jou net so vinnig wys wat jy binne die graad 1 huistaal onderwysersgids sal kry. Hierdie sal vir jou 'n goeie idee gee, ook vir graad 2 en graad 3 en dan vir eerste addisionele taal. Die tippie benadering, die komponente word verduidelik. Dan is daar weeklikse beplanning, die lesplanne vir die 40 weke, plus dit wat jy nodig het om te gebruik. Daar is aktiwiteite ingesluit in die onderwysersgids vir elkeen van daardie spesifieke weke. Ons het ook hierdie ikoontjies gebruik om vir jou te wys. As jy lees vir genot, gebruik jy die storiebundel. Die leesboek in week 15 is Tippie en die Wurms. Jy gebruik jou flitskaarte, jy gebruik jou klasleesboek vir vaslegging en vir konsolidasie, die handskrifkaart. So alles is reeds vir jou gedoen. Daar's assesseringshulpmiddels ingesluit. Aan die agterkant van die gids vir elke kwartaal. Jou rubrieke, jou kriteria vir skryfwerk. Dit is alles in die onderwysersgids. Die gegradeerde leesboeke gaan ek vinnig vir jou die progressie wys. Vlak 1, boek 1 is baie eenvoudig. Dan vlak 1, boek 10 het al meer teks. Dit is nog steeds dekodeerbaar, maar dit lyk al na bietjie meer woorde op 'n bladsy. Vlak 1, boek 14 lyk nog bietjie meer, steeds ons kortklank fokus, en dan boek 19. Die departement het vir ons gevra vir 'n kernleesboek vir elke graad. Omdat ons nie op grade werk nie, het ons 4 kernleesboeke geskep. So as jy baie lank terug op skool was dit ook 'n klasleesboek of 'n klassikale leesboek. En dit is 'n dikker leesboek. Leesboek 1 vir graad 1 Afrikaans huistaal bestaan uit leesstukke met fokusklanke, want 'n graad 1 kind kan nie 'n hoofstukboek lees nie. Kernleesboek 1, leesboek 1 word dan ook gebruik vir graad 2 Afrikaans eerste addisionele taal. Maar dit is hoe hy binne-in lyk. Op jou weeklikse beplanning in die onderwysersgids gebruik jy eers die kernleesboek in week 11. So aan die begin van kwartaal 2, sodat kinders met vlak 1, boek 1 tot 10, eers daardie kort klankies vasgelê het, selfvertroue opgebou het, voordat ons dan aanbeweeg. Curious Readers is die interaktiewe aanlyn platform vir Tippie. Curious Readers groei nie so vinnig soos wat Tippie groei nie, want daar is net 24 uur in 'n dag. Maar die doel van Curious Readers is vir ons om vir jou soveel as moontlik ekstra materiaal te gee, wat jy saam met jou Tippie-reekse in jou klaskamers kan gebruik. Die departement het vir ons gevra dat daar aktiwiteite in die kernleesboek moet wees,
maar nie in die gegradeerde leesboeke nie. So daardie aktiwiteite het ons vir jou beskikbaar gemaak as 'n download, sodat jy, juffrou, elke jaar jou kernleesboeke oor en oor kan gebruik, want 'n begroting strek ook net so ver. So, daar is baie ekstra. Die werkkaarte in die dik onderwysersgidse, ons weet dit is moeilik om daai werkkaarte te fotostateer. So ons het vir jou daai werkkaarte uit die gidse uit op Curious Readers gaan sit, sodat jy dit kan download om dit dan in jou klas te kan gebruik. Dieselfde met die kernleesboeke. Die aktiwiteite wat agter in die leesboekies uitgehaal is, in die skooluitgawes, is ook beskikbaar by Curious Readers. Want ons wil hê kinders moet met begrip kan lees. Ons wil hê jy, juffrou, moet jou tyd, jou passie, jou energie en jou entoesiasme in jou klas uitstort. Ons wil nie hê jy moet gaan sit en soek vir werkkaarte nie. Ons wil hê die uitkomstes moet by mekaar aansluit. En daarom deel ons soveel as moontlik met jou op Curious Readers. Jy sal by vlak 1 en vlak 2 sien, daar is leeskaarte. Ons het die leeskaarte sonder enige illustrasies geskep, want ons besef daar is juffrouens wat nie die leesboeke kan huis toe stuur nie, omdat dit vir viermaak gebruik gaan word, of omdat die boeke nie weer gaan terugkom nie. So daarom deel ons met jou leeskaarte. Moet asseblief nie die tippie boeke fotostateer nie. Daar is kopiereg op, en daarom probeer ons help en soveel moontlik beskikbaar maak. Grootboeke. Van die DBO se kant af het hulle gevra vir 8 nuwe grootboeke vir elke graad. Weereens werk ons op vlakke. Pearls het vir ons gewys, die navorsing na aanleiding van Pearls het vir ons gewys, maar kinders word nie in die grondslagfase blootgestel aan nie fiksie nie. En dan in graad 4, wanneer hulle die Pearls toets doen, dan het hulle nog net stories of fiksie gelees. So in die grootboeke is daar ook fiksie, is daar ook nie fiksie, wat aansluit tematies by dit waaroor die grootboekstorie gaan. Ons is baie bevoorreg dat ons Fanny Viljoen en Jaco Jacobs se Who's It teks kon gebruik en kon deel maak van Tippie. Storiebundels. Storiebundels is 'n samestelling van Suid-Afrika se gunsteling skrywers. En hierdie is lekker vir daardie hardop lees, voorlees en saamlees. Storiebundel 1, Jaco Jacobs se gediggies. Daar is aktiwiteite vir elkeen van hulle ingesluit. Fanny Viljoen se leer jou hond om hand te skud. Dit is 'n instruksionele teks. Dis nogal 'n groot woord, maar ons kan reeds in die grondslagfase kinders op 'n baie basiese manier daaraan blootstel. Nog 'n Jaco Jacobs enetjie. Loom, leerondersteuning, leerder en onderwyser ondersteuningsmateriaal. Die ekstra materiaal wat beskikbaar is, wat ook in die onderwysersgidse ingeskryf is die muurkaarte vir luister en praat. Die muurkaarte sluit aan by jou lewensvaardigheid temas en word deurlopend gebruik. Die klankkaarte
wat baie mooi teen jou muur kan lyk of wat jy kan gebruik vir spesifieke aktiwiteite. Die klankkaarte, ons gebruik nie 'n enkele assosiasie nie, want wanneer ons enkel assosiasies gebruik, dan het ons gevind dat kinders lees Benny Boop, Annie Appel en ek Liulak. En dan maak dit ook nie 'n woord B-A-L nie. So ons bly weg van daai enkel assosiasies af en probeer so ver moontlik veelvoudige assosiasies gebruik. Die flitskaarte met alles wat ons dink jy gaan nodig hê vir daardie spesifieke vlak waarmee jy werk. As jy vandag net onthou dat kurrikulum is wat kinders moet leer, nie hoe kinders moet leer nie. As jy die hoe in jou klas anders doen, gaan jy reeds programmeer vir sukses. In die grondslagfase leer kinders om te lees, sodat hulle in die intermediêre fase kan lees om te leer. Kinders wat met begrip kan lees, is kinders wat kan leer en wat kan floreer. Vir my sluit dit alles baie mooi aan by Ignacio Estrada se woorde. If a child can't learn the way we teach, maybe we should teach the way they learn. En dit is waar ons die verskil kan wees. Jy kan vir my 'n e-pos stuur, jy kan vir my 'n voice note stuur, ek gaan vir jou 'n voice note terugstuur en dan ook op Tippie se Facebook bladsy lekker saam gesels. Dit so baie vinnig en baie kort is dit wat alles beskikbaar is vir Tippie, vir Afrikaans, huistaal en eerste addisionele taal, vir die klaskamer en ook vir die leerders. Hoekom onderskei ons tussen die klaskamer en die leerders? Want vir jou klaskamer het jy een stel flitskaarte nodig. Vir die kinders gaan jy dalk meer as een stel leesboeke nodig hê. Ena, ons gaan sommer nou net lekker interaktief gesels, vra antwoord, dinge wys en dan is dit môre dan donderdag. Dankie Reinet, jy sê dit is my elke keer so lekker om na jou te luister. Ek dink die mense wat al voorheen ook ingeskakel het, ek werk al 6 jaar vir LAPA en dit is regtig elke keer vir my so insiggewend. So baie dankie. Ek wil dan graag die vloer oopmaak vir almal wat ingeskakel het. As julle dalk enige vrae het, ek sien Sanri, jou hand is gelig. Ek weet nie of jy dalk 'n vraag wil vra nie. Ek gaan dalk sommer jou toelaat om te gesels, dan kan ons almal sommer lekker gesels en ons hoor wat jy te sê het. En dan wil ek ook net noem, ons gaan na afloop van hierdie webinar vir julle 'n skakel stuur met die opname en dan ook die skyfies van die webinar en dan ook net as jy graag syspunte wil verdien, moet jy net vir ons die vraelys invul. Wat ons dan ook vir jou gaan aanstuur en dan as jy die vraelys vir ons volledig invul, dan kan jy dalk 'n kans staan om 'n Tippie geskenkpak te wen. So, maar ons gaan dit vir julle alles in 'n e-pos sit. So Sandy, ek gaan jou gou-gou toelaat om te praat. As enigiemand anders ietsie wil sê, lig net jou hand op. Ek dink Sandy, jy is gemute. Kom ons kyk, hierso is 'n question and answer. Goed, so Rihanna wil weet of daar spesiale aanbiedings is vir skole ten opsigte van pryse. Ja, so jy kan definitief met ons gesels.
ons kan definitief kyk of ons vir jou 'n plan kan maak. Ons gee tot 10% afslag vir skole. Maar ek dink julle kan ook 'n e-pos stuur vir Reinet en dan sal sy julle dalk verder kan help. Ons help so bietjie meer wanneer ons kan. Ehm Ena, kom ons kyk gou-gou. Ek sien nog nie Sandri. O, kom ons tackle hulle so een op 'n slag. Nou het ek hom weer verloor. O, waar kan ons 'n recording download van die kursus? Ons gaan dit met julle deel Ja, op alles tippie. ja. Okay, en dan iemand het gevra vir 'n uitstalling. Francis, jy kan vir ons 'n e-pos stuur. Ons kan kyk waar jy geleë is en dan sal ons graag vir jou 'n uitstalling kom doen by die skool. Ons doen ook 'n paar werkswinkels hierdie jaar. Maar as jy ook inskryf vir ons nuusbrief, sal jy op hoogte bly van al hierdie lekker gebeurtenisse. Dan Sandri het gevra as 'n leerder laas jaar in graad R in 'n ander skool was, waar begin mens met die klanke? Sjoe, Sandri, dit is so 'n moeilike een. Ek het hierdie jaar aan die begin van die jaar met 2 groot skole gewerk wat met die graad 1 huistaalpakkette wou begin. En na die eerste week het daai 2 juffrouens my gekontak en vir my gesê, die kinders ken nie hulle klanke nie. En toe is dit daai stop. En saam het ons besluit en was my aanbeveling gewees dat daardie skole eerder kwartaal 1 gebruik vir klankvaslegging en dan in kwartaal 2 wegspring met die vlak 1, boek 1 leesboeke. Wanneer jy in 'n geïsoleerde geval kinders het waar daar enkele kinders is wat nog nie hulle klanke ken nie, dan dink ek is dit belangrik om met die ouers te gesels. Die juffrouens kry so baie, dis die skool se skuld, dis die juffrou se skuld. Lees en leer is 'n samewerking tussen die huis en die skool. En ek dink ons moet bietjie meer staat maak op ouers. Weereens, almal se omstandighede verskil, maar vir daardie enkelkind sal ek dan ekstra klankvasleggingswerk huis toe stuur as die ander 35 kinders in jou klas reeds hulle letterklanke ken. Graad R is 'n verskriklike, dis 'n sensitiewe ouetjie, so saam met die Bella-bil. Maar my hoop is dat wanneer graad R formeel daar is en wanneer skole hulpmiddels kry, leermateriaal kry wat geskik is vir graad R, dat ons kinders in graad R vir 'n hele jaar lank speel hulle letterklanke gaan leer, sodat hulle voldoende klankkennis het wanneer hulle graad 1 begin. Goed, so daar is 'n paar vrae. Natharia het gevra, sy wil graag die aanbieding in Engels hê. So ons kan dalk kyk na 'n Engelse opsie om 'n webinar te hou vir Engelse skole. Anders kan ons ook altyd 'n vergadering opstel met julle indien julle dan die na die produkte in Engels wil kyk. Dan Nadine sê sommer sy is nog 'n student, maar sy is mal oor die tippie-reeks, so dis sommer lekker om te hoor. Iemand vra Reinet se e-posadres, ons sal dit vir jou stuur. Magdalena Watson, sy het Sesotho kinders en sy wil hulle graag Afrikaans leer. Waar sal sy begin? Hang af hoe oud hulle is en of Sotho hulle akademiese taal is.
As hulle in graad 1 is en Sotho is hulle akademiese taal, sal ek eers met Afrikaans formeel begin in graad 2 as 'n eerste addisionele taal. Maar juffrou, vir jou Sotho kinders, kan jy kyk na vlak RR en vlak R, saam met die grootboeke en al die ander goeters, want dit is nie om te leer lees nie, dit is woordeskatontwikkeling en leesgereedheid. Sandri, ek dink as dit, ek sien jou, skus, ek sien, so as dit 'n enkel kind sukkel, moet sy by die huis oefen. Ek dink ons sit met soveel diverse leerders voor ons, en dit is hoekom leesgroepe verskriklik lekker werk, en jy gaan dalk sien, daar is nie net een kind wat sukkel nie, maar daar is dalk 'n groepie wat jy kan maak, wat kan fokus op klankkennis, as ook ondersteuning by die huis, terwyl die ander in hulle leesgroepies vooruitlees. Dis deel van die uniekheid en van tipiese towerkrag, is dat afhangend van jou groep kinders, kan jy vorentoe beweeg met die vlakke, of jy kan terug beweeg met die vlakke, omdat daar nie grade op enige van die leermateriaal is nie. Sandra vra vir 'n Engelse opname, so lyk my dit is nogal in groot navraag. Dan ja, verder het ons net klomp dankies gekry. So ja, kom ek kyk gou, ek net hier op hierdie plekkie opkyk. Liana vra waar ons die onderwysgidse kan bestel, so ons sal vir julle ook 'n bestelvorm stuur. Dan Christine Miller vra, hoe kan ek groeplees doen en hoe doen ek klaslees? Het hulle grootboeke wat groter is as 30 cm, wat ek as juffrou in die klas kan wys? Laat ek gou, kyk wat. Daar is grootboeke, hulle is A3 grootte, en as jy hierdie is nou 'n vlak 3 grootboek. So, daar's baie teks op hom, maar vlak 3 gaan wees graad 3 huistaal, graad 4 eerste addisionele taal. Ons gaan nou sien of ek gelukkig genoeg is om vlak 2 grootboek raak te gryp. So hulle is lekker groot. Vir die graad 1 juffrouens, daar is ook A3 grootboeke van die klein boekies. Vir vlak R, vlak 1 en vlak 2. Maar dit is alles binne in die katalogus. En jy is welkom om ons te kontak.